Ons almal ken dit. 'n Gevoel wat sit en wag, wat ons kop vol maak, wat ons slaap kom steel, wat ons liggame laat reageer, en dit is die gevoel van vrees en al die simptome wat dit meebring. Nou verlede week het ons na die verhaal van Dawid en Goliat gekyk, en Goliat word geskets as hierdie reus wat menslik onoorwinbaar is. Goliat was 'n reuse openbare bedreiging wat die hele volk van Israel lam gemaak het. Ons lees dit in 1 Samuel 17 vers 11. Toe Saul en die Israeliete dit hoor, was hulle mismoedig en baie bang. En so staan ons ook voor 'n reus vandag, 'n reus wat die hele mensdom in sy kloue het. En vir ons almal kom dit in verskillende mate en uitdrukkings, maar hierdie is 'n vyand wat te groot is vir ons. 'n Vyand wat van ons slawe wil maak, en dit is die reus van vrees. Nou die rede hoekom vrees een van die grootste reuse is omdat vrees dikwels die wortel is van soveel ander toestande. Dink bietjie daaraan. Toestande is soos angs, slapeloosheid, ons gemoedstoestand, depressie, woede en selfs lauwarm geloof. Almal is eintlik simptome van die wortel van vrees. En ons wil dikwels die simptome hanteer, maar die wortel bly dieper groei. En die Here kom roep ons om hierdie reus van vrees te konfronteer. Nie met ons eie krag nie, maar met sy waarheid en praktiese geloofsaksies. Nou voordat ons die antwoord in die Bybel gaan ontdek en dit op ons lewens van toepassing maak, kom ons kyk bietjie na die wêreld waarin ons vandag leef. Hierdie reus van vrees is nie net individuele ervarings nie, maar hierdie is 'n wêreldwye gesondheidsprobleem. Nou volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie sukkel ongeveer 359 miljoen mense met gediagnoseerde angs. Maar ons almal weet, almal van ons ervaar een of ander tyd in ons lewe angs. Dan is daar ook ongeveer 332 miljoen mense wat leef met gediagnoseerde depressie tans. Slapeloosheid raak 'n groot persentasie van mense, jonk en oud, waarvan ongeveer 15% volwaardige insomnia het. Nou hier is die hartseer realiteit, dat al hierdie toestande het met ongeveer 25% gestyg net in die afgelope 5 jaar. Waar gaan ons wees oor 5 jaar van nou af, as ons nie hierdie reus van vrees gaan verslaan nie? Nou, hierdie statistieke wat ek nou net gegee het, dit is nie net getalle nie. Dit verteenwoordig lewens wat deur nagte van vrees en dae van moedeloosheid verwoes word. Kom ons wees eerlik, ons almal ken daardie wakker lê die dag voor die groot vergadering. Die paniekaanval wat kom net deur die gedagte van 'n groot besluit wat geneem moet word. Of daardie stem wat vir jou fluister, jy sal nie herstel nie. Hierdie gevoelens is onvermydelik, maar dit hoef nie ons lewens
te oorheers nie. Kom ons vra die vraag, waar kom vrees vandaan? Nou natuurlik is nie alle vrese sleg nie. Die Bybel praat 'n paar keer van die vrees van die Here. Nou ons moet net dit duidelik verstaan dat die vrees van die Here beteken nie om bang vir die Here te wees nie, maar dit praat van 'n ontzag en respek vir die Here. Maar dan het die Here ook vir ons die emosie van vrees gegee, om ons te waarsku van dinge wat ons lewe in gevaar kan stel. Byvoorbeeld die vrees van hoogte, of selfs harde klanke. Nou wetenskap, en hierdie is my ongelooflike interessante feit, die wetenskap bewys dat hierdie is die enigste twee vrese waarmee ons gebore is. Die vrees van hoogte en die vrees van harde klanke. Dit beteken dat alle ander vrese word bygeleer of ontstaan uit slegte ervarings uit. Dis beperk en kom steel meeste vrese die oorvloed van lewe wat ons in Jesus vind. Nou hierdie vrese se oorsprong lê dikwels in hierdie 3 areas. Kyk of jy van hulle kan identifiseer in jou eie lewe. Die eerste area is kondisionering van opvoeding. Nou, dink bietjie mooi daaraan toe jy nog jonk was. Dink aan hoe jou opvoeding jou gekondisioneer het om sekere dinge dalk tot vandag toe nog te vrees. Dink maar aan hoeveel keer het ons gehoor, moenie dit eet nie, moenie daaraan vat nie, moenie daarop klim nie. En van ons sukkel vandag nog, van ons het nog nooit sekere ervarings gehad nie, as gevolg van ander mense se vrese. Dan die tweede area is verberging van skandes. En hierdie is een wat ek dink meeste van ons mee sukkel. Uit skuld en skaamte steek ons dikwels baie dinge weg. Uit vrees van wat ander mense gaan dink. Oorheers hierdie vrees jou dalk, waar jy sekere dinge wil wegsteek. Dan die derde area is om beheer te verloor. Nou eerlik, hierdie is 'n reus wat in my lewe besig is om verslaan te word. En hopelik na vandag is jy ook 'n tree nader. Nou baie van ons vrese se oorsprong lê in die feit dat ons dinge wil beheer. Ons wil planne maak, ons wil weet wat aangaan, ons wil weet hoe dinge gaan uitdraai en die oomblik wat ons dit moet oorgee en waar ons dit moet laat gaan, dan vrees ons die uitkoms, want dit is nie meer langer in ons hande nie. Watter vrese kan jy dalk identifiseer, wat in hierdie areas dalk baie duidelik nou vir jou geword het? En nou dat ons weet waar vrees vandaan kom, wat sê die skrif oor dit? Watter Bybelse riglyne en beloftes gee die Here vir ons om ons vrees te oorkom? Eerstens, die Here se teenwoordigheid is magtiger as vrees. Hoor wat sê die woord vir ons in Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Nou hierdie woorde is nie net bloot optimisme nie. Hierdie is 'n belofte van God se teenwoordigheid. Die tweede riglyn en belofte wat ons kry is dat vrees herinner my om my fokus te verskuif. Hoor wat sê Psalm 56 vers 3. Die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou.
beteken dat die oomblik wanneer vrees sy kop wil uitsteek, het ek in daardie oomblik 'n geleentheid om te kies, om my fokus te skuif, weg van vrees, en eerder na vertroue in God, want vertroue is 'n aktiewe beweging. Hierdie beteken dit is 'n keuse van fokus. Waarop kies ek om te fokus? Derdens, geestelike toerusting vervang die gees van vrees. 2 Timoteus 1 vers 7 sê vir ons, want God het ons nie 'n gees van vrees en vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Nou hierdie vers gee vir ons 'n praktiese raamwerk. Dit gee vir ons krag om op te staan, liefde waarmee ons verhoudings kan bou en selfbeheersing om roetines en liggaamlike reaksies te bestuur. En dan laastens, 'n belofte en 'n riglyn wat ons vind in Filippense 4 vers 6 tot 7 en dit kom neer op die beginsel dat vrede kom deur gebed en dankbaarheid. Hoor wat sê vers 6 en 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nou hierdie teks is beide geestelik en psigologies sinvol. Hoekom? Want gebed en dankbaarheid help my om my gedagtes te heroriënteer. So wat kan ek prakties doen? Watter strategie kan ek toepas om hierdie reus van vrees in my lewe te laat val? Eerstens, herken en identifiseer die reus. Net soos wat Dawid vir Goliat moes opgesom het, so moet ons ook eers naam gee aan ons ervaring. Hoekom is ek so angstig? Waaroor spesifiek bekommer ek myself terwyl ek eintlik moet slaap? Watter vrees is eintlik die rede hoekom ek dalk nou so depressief voel? Herken en identifiseer die reus. En dan tweedens, gaan na God se woord en sy beloftes. Die oomblik wanneer 'n angstige gedagte na jou toe wil opkom, reageer met 'n skrifgedeelte wat jou hart stig. Vervang die vrees met die waarheid. Gaan dink weer aan Psalm 23, al gaan ek deur die dal van doodskadu, sal ek nie vrees nie, want U is by my. Ek hoef oor niks bekommerd te wees nie, want as ek eers God se koninkryk soek, sal hy al die ander dinge byvoeg. Matteus 6 vers 33. Dan die derde ding wat ons prakties kan doen is spesifieke en herhaaldelike gebed. Nou as ons tyd het om oor iets te dink en daaroor te bekommer, het ons definitief tyd om daaroor te bid. En die Here kom spoor ons herhaaldelik aan om al ons bekommernisse na hom toe te bring. En in daardie tyd stort jou spesifieke emosies en gedagtes voor hom uit. Ek beloof jou, geen vrees en geen emosie is te groot om die Here af te skrik nie. In daardie tyd haal asem. Wees stil by die Here en weet dat hy God is. En begin om hierdie gebede te herhaal. Want dit is bewys dat herhaling bou nuwe neurale paaie.
So elke keer, wanneer daardie emosie of jou gedagte jou wil kom oorweldig, herhaal daardie gebed, herhaal daardie belofte, herhaal daardie versie. Vierdens, gemeenskap en verantwoordbaarheid. Hierdie is so belangrik. Dawid het nie alleen geveg nie. Hy het later ondersteuning gehad toe die Filistyne verslaan moes word. Deel jou stryd met 'n vertroude broer of suster. Want gemeenskap verminder isolasie en ons almal weet dat isolasie vererger depressie en angs. Moenie jouself isoleer nie. Gaan soek 'n vertroude gemeenskap dat iemand jou ook verantwoordbaar kan hou. Dan nommer 5. Professionele hulp is deel van wysheid. En dit is nie noodwendig twyfel in die Here nie. So wanneer angs of depressie of slapeloosheid regtig ernstig is, byvoorbeeld as daar gedagtes is van selfskending of langdurige depressie, of wanneer daar probleme is om te funksioneer, is professionele en mediese hulp nodig. Die Here kan mos ook deur dokters en terapeute werk. Dan nommer 6. Slaap. Slaap is die beste medisyne. Slapeloosheid voer angs en angs voer nou weer slapeloosheid. So ons moet alles in ons vermoë doen om beter te kan slaap. En dit doen so natuurlik, so ver as wat dit vir ons moontlik is. Of dit nou is om vaste bedtye te hê, as dit moontlik is. Of om skermvrye ure te hê voordat ons bed toe gaan. Kalmeringsrituele toe te pas, of dit nou is om te lees, of om te bid, of om selfs kalmerende musiek te speel. Slaap is die beste medisyne wat die Here vir ons gegee het. Dit gee ons liggaam 'n tyd om te herstel. En dan die laaste strategie, iets wat ons prakties kan doen, is klein, konkrete geloofsaksies. As ons weer dink aan Dawid, hy het sy slingervel en 5 klippies gekies. En kom ons wees nou maar eerlik, hierdie het waarskynlik ook as vermaak gedien, terwyl hy vir ure lank in die veld was, besig om na die skape te kyk. Wat is jou slingervel en klippe? Is dit dalk om bietjie buite te gaan stap, of in 'n joernaal te skryf, dalk om in die tuin te werk, iets kreatief of produktiefs te doen? Is dit dalk om te kies om 'n persoon te bel of met hulle te gaan kuier eerder as om alleen weg te kruip en jouself te isoleer? Wat is daardie dinge, daardie praktiese dinge wat jy vandag kan doen, wat jou weer moed gaan gee? Klein stappe bou die geloofspad. Nou, hoekom het Dawid se benadering gehelp om hierdie reus van vrees te laat val? Eerstens, hy het die werklikheid, hy het die reus gesien en erken, want kom ons wees eerlik, ontkenning help nie. Om jou kop soos 'n volstruis in die grond te druk, gaan nie van die vrees ontslaa raak nie. Hy het die werklikheid gesien en dit erken. Maar tweedens, hy het ook sy eie hulpbronne realisties gebruik. Sy slingervel en sy klippe het hy gebruik. Hy het nie probeer om Goliat aan te pak met Saul se toerusting nie. Hy het gebruik waarmee hy bekend was. Derdens, hy vertrou God se getrouheid in die verlede. Dawid het homself 'n paar keer kom herinner aan elke keer wat die Here tot sy redding gekom het en hom uit die kloue van die beer en die leeu kom red het.
soos die Here getrou was in die verlede, hoekom sal hy nie ook getrou wees vandag nie? En dan laastens, Dawid het 'n ondersteuningsbasis gehad. Selfs daarna, toe Dawid nog groter uitdagings moes konfronteer, was hy in 'n verhouding met mense wat hom aangemoedig het en wat hom ondersteun het. 'n Ondersteunende gemeenskap is 'n God gegewe wapen. Moet die mense om jou nie onderskat nie. Julle vrees is 'n realiteit. Maar dit mag ons nie beheer nie. Dit mag ook nie ons vryheid in Christus kom steel nie. En dit kan ook nie die vreugde en die vrede verminder om 'n kwaliteit lewe te hê nie. Hierdie reus van vrees moet val. Want vrees op die ou einde van die dag is om te glo wat die vyand vir jou sê. Vrees en geloof, twee verskillende dinge. Geloof is om te glo wat God sê, maar vrees is om te glo wat die vyand sê. En mag Goliat se woorde nie harder in jou ore weer klink as die waarheid van God se woord nie. Want vrees sal kwyn wanneer geloof groei. Maar kom ons wees ook eerlik, geloof sal kwyn wanneer vrees groei. Kommer sal kwyn na mate aanbidding toeneem. Maar vice versa kan ook waar wees. Laat ons dan kies om eerder geloof en vertroue in God te hê, eerder as om te vrees. Kom ons kies eerder om neer te buig in aanbidding voor God, as om neer te buig vir ons bekommernisse. Kies om nie te vrees nie. Nie net vir jou eie onthaalwe of vir jou gesondheid nie, maar ook sodat God verheerlik kan word elke keer as daar die reus van vrees val. Ek wil graag saam met jou bid. Here, ons kom na U met die reuse in ons lewe. Die vrees wat ons immobiliseer, die nagte wat ons wakker hou, die drome wat ons verloor, ons bring dit alles voor U. Gee ons moed soos Dawid. Nie omdat ons sterk is nie, maar omdat U met ons is. Leer ons om klein dade van gehoorsaamheid te doen, om mekaar te ondersteun en om wysheid te soek waar professionele hulp nodig is. Here, vul ons met U vrede. Vul ons met U vrede wat alle verstand te bowe gaan. En ons bid dit in die kragtige naam van Jesus.